So nou val ons weg met so 'n paar van jou gunsteling vrae in graad 11 wat hulle vir jou vra as dit kom by jou terug op jou kartesiese vlak. Dis daarom lekker vinnig. Julle behoort daarom nou redelik hierdie konsep onder die knie te hê met die vorige video wat daar was en dan as dit nie is nie, gaan kyk hom weer of so nie gaan kyk in die graad 10 pakkies en daai video's. Alright. So die eerste enetjie gee hulle vir my die sin van 12 is gelyk aan P. Ons weet daarom nou lekker wat om hier te doen. Ons weet die sin van 12, ek weet hierdie P staan eintlik op 'n 1. So ek kan hom so lank my skets gaan teken want ek weet 12 grade lê in kwadrant 1. So ek kan hom so lank gaan teken om te sê ek trek my skynsy en ek connect hom met die x-as. En sin se lettertjies is mos nou y op r, dit is in die leerwerk in die notas. Y op r, so dit is my y-waarde is 'n p, my r-waarde is 1, en dan met liewe vriend Pythagoras, kry ons hierdie ouetjie as 'n 1 minus p kwadraat. Dis baie belangrik dat julle onthou, hier staan eintlik 'n 1 kwadraat. So ek het nie die kwadraat weggevat as gevolg van die wortel nie. As dit enige ander getalletjie was, ons het voorbeelde van dit gedoen, dan sou dit nog steeds daar gewees het die kwadraat. Ons sê maar net ons die kwadraat val weg want 1 kwadraat is gelyk aan 1. So dis maar eintlik al. Right. En dan weet ek hierdie ouetjie is 12 grade. Right. As ek my skets het, kan ek enigiets doen, julle, dis die moeilikste gedeelte. Dit is stap vir stap oor hoe om die skets te teken, so nie gaan kyk die vorige video waar ons dit 'n bietjie rustiger doen. Okay, so ons gaan sê die kos van 12, kos se lettertjies is x op r. My waarde vir x is daai lelike wortel. So ek het my wortel 1 minus p kwadraat bo op my waarde vir r is 'n 1 en dan daar is my antwoord, so maklik is dit. Alright, so die volgende een is definitief ook een van my gunsteling maniere wat hulle dit vir jou vra. Daar is 2 of 3 maniere wat jy hom kan benader, daar is eintlik regtig baie. Ek hou daarvan om met my checklys te werk. Ek het mos 'n checklysie vir julle gegee in die pakkies, julle kan maar net daarna gaan kyk. So wat my checklysie vir my sê is, ons gaan kyk altyd vir 180 plus of min, 360 plus of min eerste, dan gaan kyk ek vir my kofunksies. So dadelik kan ek sien, okay, hierdie kos van 78, gaan ek kan skryf as die sin van 12 grade, met my kofunksies. En dan is dit maklik, oordat ek 'n 12 grade het, en ek het 'n 12 grade daar, dan mag ek my skets gebruik. Sin se lettertjies is y op r, so dit is 'n p op 'n 1, en dan is my antwoord 'n pragtige p. So jy kan hom gaan los in daai geval 'n p op 1 as jy wil. Alright, so dis hoe ons daai netjie gaan doen. Die tweede manier wat ons hom kan benader, is om te gaan sê, kom ons gaan gebruik hierdie boonste hoek. Okay, so in die volgende vraag gaan ons hom nou doen, so kom ons skiep na nommer 3 toe, ons het daarom nou nommer 2. Dit gaan maar net, ons kan met hierdie boonste hoekie gaan werk, right. Deel van my checklysie is om te gaan sê, gaan kyk altyd na wat is hierdie boonste hoek. Hierdie boonste hoek het ek gaan uitwerk as 78 grade, bloot met gewone binnehoeke van 'n driehoek. Okay, so eerste wat ons gaan doen, vir tan help het dan nie regtig om te sê 90 plus of min nie. Ons kan dit doen, maar dit is 'n baie lang pad, so ek sal dit nie aanbeveel nie. Kyk altyd eers vir 180 plus of min en 360 plus of min. Dan sien ek kan hierdie tan 102 'n bietjie anderster gaan skryf, en ek kan hom gaan noem die tan van 180 minus 78 grade. Okay, die oomblik wat ek sien 180 plus of min, 360 plus of min, dink ek dadelik cast diagram. Dan gaan kyk ek, 180 minus is in kwadrant 2, dis daar by die S, tan is negatief daar. So ek weet dit is 'n negatiewe tan van 78. Okay. Maar nou sit ek met so 'n bietjie van 'n probleem, want hier is 'n 12 grade, so ek kan nie nou net met x, y en r gaan werk nie, maar hier is actually 'n 78 grade. So dan wat jy gaan doen, wanneer jy gaan werk met daai boonste hoekie van die driehoek, is eerste ding wat jy gaan doen, ons werk met gewone graad 10 trieg, is jy gaan label die sye. Ek het my skynsy, want dis die een oorkant die 90 grade, ek het my teenoorstaande sy, want dit is die enetjie wat teenoor die hoek staan wat ek mee wil werk, dan het ek my aangrensende sy. En dan vra hulle vir my, ek moet my negatief tel daar uit, die tan van 78, tan se lettertjies is t op a. So dan is dit net daai terrible wortel, en ek sit dit alles bo op my p, vir my a. Alright, en dis hoe ons daai netjie doen, so wanneer jy by hierdie kom, moet asseblief nie skrik daarvoor nie, gaan werk maar net met daai boonste hoekie. Alright.
Kyk, die volgende voorbeeld. Hier sê hulle vir my 3 cos 40 is gelyk aan P. Ok, so kyk wat doen ons hierso. Eerste ding wat ek gaan doen is ek soek my verhouding. So ek gaan hom so lank gaan skryf as die cos van 40 is gelyk aan P bo op 3. Ok, ek weet 40 grade lê in kwadrant 1, so ek trek my skynsy en ek connect hom met die x-as. Hierdie is my 40 grade en ek weet cos se lettertjies is x op r, so ek het my x en my r is daar. Alright, ons weet Pythagoras sê vir my skynsy kwadraat, so my 3 kwadraat, is gelyk aan x kwadraat plus wat ook al my y kwadraat in hierdie geval gaan wees. Dan wat ek gaan doen is ek gaan sê 3 kwadraat minus die p kwadraat is gelyk aan y kwadraat. En kyk wat gebeur nou hierso. Hierdie word nou 'n 9 minus 'n p kwadraat is gelyk aan 'n y kwadraat. En as jy wil ontslaa raak van die kwadraat, dan gaan check jy daai ding net in 'n wortel in. So dit is hoe ons hom gekry het as 9 minus p kwadraat. Ok, so moet asseblief nie die mekaar raak met die 9 daar nie. Right. Nou het ek my skets, nou kan ek enigiets gaan beantwoord. Cos van 140 kan ek 'n bietjie anderster gaan skryf om te sê dit is die cos van 180 minus 40. En dan die oomblik wat jy 180 plus of min sien, 360 plus of min, gebruik jy jou cast diagram. 180 minus is in die S kwadrant, daarso by kwadrant 2, so ek weet dit gaan 'n negatiewe cos van 40 wees. So ek het my negatief tel daar uit, cos van 40 is x op r, so dit is 'n negatief p op 3, en daar is my antwoord. Ok, volgende enetjie, hier het ek darm nou al my skets. Ons weet ons kan altyd 360 grade plus of minus soveel soos wat ons wil, totdat ons by 'n mooi antwoord kom. So ek het net hier gaan sê plus 360, plus 360, plus 360, 'n klomp keer, totdat ek gekom het by 'n tan negatief 40. Ok, dan weet ons ook, as daar niks voor my minus staan nie, dan gebruik ek my cast diagram, want so groot staan 'n nulletjie voor hom, 0 minus. 0 minus weet ek is in my C kwadrant, kwadrant 4, en tan is negatief daar. Daarom is hierdie 'n negatiewe tan van 40, en ek het 'n 40 grade daar en 'n 40 grade daar, so ek weet ek mag my skets gebruik. Dan kan ek net gaan kyk, negatief tan se lettertjies is y op x, so ek het my y-waarde wat 'n 9 minus p kwadraat is, en ek sit dit alles bo op my x-waarde wat 'n p is. Onthou asseblief jou minus aan daai kant, en daar is my antwoord. En dan kom ons by die laaste een van hierdie. Hulle gee nou vir my 'n bietjie interessante goed. Hulle sê vir my 1 op die tan van 12 is gelyk aan 4 op k kwadraat minus 16. Ok, so die eerste ding wat ek daar sal doen, jy kan hom, wel 2 goed. Jy kan hom of gaan sien, ons weet 1 op tan, weet ons mos is kot. So een manier om hom te redeneer is om dan te sê, wel, so ek weet die kot van 12 is 4 bo op met daai terrible wortel. Ok, kot se lettertjies weet ons is mos die omgekeerde van tan. Tan se lettertjies is y op x, so kot se lettertjies gaan moet wees x op y. So dis een manier om hom te redeneer by hierdie, om te sê, wel my x-waarde is dan 'n 4, en my y-waarde moet hierdie terrible wortel wees, wat sê k kwadraat minus 16. Ok, dis een manier. Die volgende manier om hom te redeneer, is om te sê, ag weet jy wat, ek hou daarvan om net met 'n gewone breek te werk, om te sê, of wat ek gaan doen is, ek gaan hierdie een op sy kop draai, en wat ek links doen, moet ek regs doen. So dan kry ek die tan van 12 op 1, en ons weet dit is maar net die tan van 12, is gelyk aan daai wortel bo op die 4. So dis 'n ander manier om hom te redeneer. Dan werk ek weer eens met 'n gewone 12 grade. Tan se lettertjies weet ons is y op x, en dit is presies waar ons daar gekom het. Ok, so 2 maniere om hierdie sketsie te benader. Nou moet ek net my derde sy gaan bereken. Ons weet skynsy kwadraat is gelyk aan x kwadraat plus hakkie y kwadraat. Onthou asseblief maar net om jou hierdie in 'n hakkie te sit, dis maar net liewe vriend Pythagoras, baie eenvoudig. So dan kry ek r kwadraat is gelyk aan 16 plus hierdie kwadraat in die wortel kanselleer mekaar uit, dan kry ek 'n k kwadraat minus 16.
Die tweeetjies kanselleer mekaar mooi uit, dan kry ek 'n R kwadraat is gelyk aan K kwadraat, daarom weet ek R is gelyk aan K. So daar is my skets. As ek my skets het, dis die moeilikste gedeelte, die res is maklik van daar af. Nou kyk ons wat hulle vir my vra. Hulle vra nou vir my die sin van 348. Dis baie lekker. Die sin van 348 kan ek gaan skryf as die sin van 360 minus 12, omdat jou hele doel is om te link actually met daai skets. So nie is dit useless. Okay. En dan van hier af 360 plus of min, 180 plus of min. Jy weet jy mag jou cast diagram gebruik. Dis in daai kwadrant. Sin is negatief daar. So dit is 'n negatiewe sin van 12 grade. Ek het nou my 12 grade, ek het 'n skets met 12 grade, so ek mag hom gebruik. So ek het my negatief, sin se lettertjies is y op r, so my y-waarde is hierdie worteltjie wat sê k kwadraat minus 16, bo op my waarde vir r is net 'n k en daar is my antwoord. En dan die laaste enetjie van hierdie, ek het darm nou op my skets, hulle sê vir my die kos van 102, so een manier, jy kan gaan werk met hierdie boonste hoek en dan gaan jy hom kry so 78 grade. En dan kan ek gaan werk met daai hoekie, want ek kan gaan sê hierdie enetjie kan ek gaan skryf as die kos van 180 minus 78 en dan het ek ten minste daai hoek. So jy kan dit gaan doen, ek dink dis heeltemal te veel moeite. Ek hou daarvan om met my kofunksies te gaan werk en ek hou by my reëls. So ek gaan kyk vir 90 grade plus of min. So ek kan gaan sê die kos van 90 grade plus 12. Dit's altyd my voorkeur om eerder met daai hoekie te werk. So die kos van 90 plus 12, weet ons is die negatief sin van 12, dis kofunksies, gaan kyk in jou pakkie vir jou leerwerk. So my negatief chill daar uit, die sin van 12 is y op r. En dan, voilà, ek het my y-waarde bo op my r, en dis hoe ons daai netjie doen. Alright.